Die hele week maal hierdie woord in my gedagtes, waar Petrus hulle vis gevang het, en hulle het niks gevang nie, en hulle is teleurgesteld, hulle is die oggend besig, hulle het die hele nag niks gevang nie, hulle is die oggend besig om hulle nette skoon te maak, en terwyl hulle besig is om die nette skoon te maak, toe verskyn die Here, en ek wil vir u lees, en ek wil begin in Lukas 5, vanaf vers 5, en Simon antwoord hom, Meester, ons het die hele nag deur hard gewerk, en niks gevang nie, maar op u woord sal ons die net laat sak. Weet julle, toe ek dit lees, toe besef ek, Here, hoeveel keer in ons lewens beweeg ons? Hoeveel keer in ons lewens is ek en jy besig in ons eie krag? Jesus is nie saam met ons nie, maar Petrus sê, Here, ons het alles probeer, ons het hard gewerk, ons het gesaai, ons het vis gevang, ons het van ons kant af alles gedoen. Hy sê, Here, maar ons het niks gevang nie, maar op u woord. Op u woord. Weet julle, en ek bid so in my eie lewe, Here, laat ek meer ag gee op u woord, laat ek meer wag, laat u vir my u woord openbaar, laat ek besluite neem, wat u goedkeuring wegdra. En Petrus, hulle is moeg, hulle het die hele nag niks gevang nie. En dan lees ons in vers 2, of vers 1, en toe die skare by hom aandring, om die woord van God te hoor, gaan hy by die meer Genasaret staan, en sien 2 skuite aan die kant van die meer lê. Maar die vissers het van hulle af weggegaan en was besig om nette uit te spoel. Toe klim hy in een van die skuite, wat aan Simon Petrus behoort, en vra hom om 'n entjie van die land af weg te vaar. En hy het gaan sit en die skare uit die skuite uit geleer. En toe hy ophou met spreek, sê hy vir Simon, vaar uit na die diep water en laat julle nette sak om te vang. Weet julle, toe ek dit lees, toe gryp dit my aan. Die disciples, of hierdie Petrus, hulle was toe nog nie disciples nie, maar hulle is moeg, hulle het hard gewerk. Petrus, hulle is die vissermanne. Maar die Here kom in die oggend en die Here sê vir hulle, Petrus, hy klim eers in die boot. Hy vra nie toestemming nie. Hy klim in die boot en toe hy klaar in die boot is, toe sê hy vir Petrus, Petrus, Simon Petrus, gaan so 'n bietjie in. En terwyl hulle ingaan, ek wonder hoe Petrus se aangesig gelyk. Here, ek het niks gevang nie. My lewe tot nou, of my visvangs gisterand was een groot mislukking. Nou wil u vir my sê, ek moet so 'n bietjie inroei. En nou moet Petrus op hy bootjie gaan sit, saam met die Here. En die Here is besig om die skare te leer. Weet julle, die Bybel sê, as jy dit gaan mooi lees, daai vers 1, en die skare het by hom aangedring, en gesê, Here, ons wil van u leer. Weet julle hoe baie keer dring ons aan, of dring ons nog aan en sê, Here, ons is honger vir die woord. Here, u woord kweek ons. Ek gaan nou nie vir jou vra, waaroor het ons verlede Sondag gepreek nie. Ek toets dit Woensdag aand by die bidhuur. En ek besef, een ou steek sy hand op. Is ons nog honger vir God se woord? Kan ons nog sê, Here, dit gaan oor u, dit gaan nie meer oor my saak nie. En die Here sê vir Petrus, vaar uit, so eentjie. En die Here begin leer. Hier sit Petrus. Wie van julle het al 'n nagskof gewerk? En dan moet jy in die kerk kom sit. Die Here weet, jy sukkel en jy wil nader aan vuurtjies vat. En hy ooglede, ek het julle mos vertel, toe ek in die vorige kerk was nog baie jare in die polisie, en ek het die preke het ek opgeneem. Dit was my werk. Dit was nie hierdie smart goed van vandag nie. Ons het so 'n kasetspeler met 2 kassette gehad. En dan typ ons daai goed. Nou ons vorige pastoor, hy sal so lekker praat. En dan skielik, dan gooi hom hier uit die heup uit. Dan bulder hy so. Nou het jy al in jou kar gery en 'n ou preek. En die volgende oomblik, dan begin daai ou skielik hard te praat. Kyk, jy rol amper jou kar. Nou besef ek moet daai baie typies, ek moet die hele tyd die knoppe op en af draai, want as hy hard praat, moet ek hulle bietjie sagter sit. En dis 'n belangrike werk. Maar die Here weet, dan kom ek van 'n nagskof af, dan moet ek nou voor daai ding sit en kop hou. En as ek nie kop hou nie, kan 'n ou dalk sy kar rol, dan is dit my verantwoordelikheid. En Petrus, ek wonder hoe hy gevoel. Here, jy weet, visvang is nogal 'n moeilike ding. Ek weet nou nie, ek vang nou nie vis nie. Die Here sê, ek sê mos altyd vir die ouens, ek drink maar eerder by die huis. Nie dat ek regtig drink nie. Maar
Baie ouens soek verskonings, maar die ouens wat nou weet, wat nou vis kan vang, dis nogal 'n effort, nee. Nou het die hele nag niks gevang nie. Ek wat die voorreg gehad in 1995, was ek op daai einste meer van Genasaret gewees, het ek gesien wat daar plaasvind. En weet julle, hulle vang nie in die dag vis nie, dis te besig. Hulle vang in die aand. En hulle het niks gevang. Hier sit Petrus, Here sê vir hom, vaar in, en nou moet hy nog na 'n preek luister. Het julle nou gedink, as ek nou hier klaar gepreek het, en ek sê vir julle, sorry manne, sorry vrouwtjies, los maar die kospotte, ons gaan nou eers bietjie in Magoba gaan ons uitreiking doen. Nou is jy al moeg na die pastoor geluister. Nou wil hy nog uitreiking gaan doen ook. Jy gaan vir my sê, pastoor, nee, ons gaan aan 'n verskoningkie uitdink. Maar die Here het vir Petrus gevang. Hy kon nie aan 'n verskoning dink nie, want die Here was klaar in die skip. Weet jy nou, as die Here in jou boot klim, jou hele lewe, al jou mislukkings, verander in een oomblik. As die Here in jou boot klim. En die Here het geweet, Petrus het 'n mislukkende aand gehad. Hy kon niks meer doen nie, en die Here klim in die boot. Weet jy, God draai nie sy woord om nie. Sy woord sê in Matteus 6 vers 33, soek eers my koninkryk en my geregtigheid, en dan voeg ek vir jou al die dinge by. Weet jy, as dit op daai oomblik oor die Here gegaan het, wat dink julle sou Jesus gedoen het? As dit oor homself gegaan het, hy sou eers vir Petrus gesê het, Petrus, die skare dring nou aan, maar kom ons gee eers vir hulle 'n mooi show. Kom ons vaar eers gou in, en dan vang ons gou al hierdie vis, en as ons klaar die vis gevang het, dan gaan ek die skare leer. Nee, Jesus, God draai nie sy woord om nie. Sy woord bly altyd dieselfde. Hy sê, soek eers my koninkryk. En hy sê vir Petrus, Petrus, as jy gehoorsaam is, as jy jou bootjie vir my gee, as jy jou bootjie los, dat ek bietjie kan invaar, dan gaan ek jou wys, maar Petrus weet dit nie. Weet julle, baie keer wil ons die rolle omdraai, en dan vra ons vir die Here, Here, maar hoekom het ons 'n mislukte poging? Dis baie keer ons eie krag, dis ons eie selfsugtige begeertes wat ons baie keer dryf, dan bereik ons niks nie, en dan vra ons vir die Here, Here, maar hoekom? Hoekom gebeur hierdie goed in my lewe? En dankie Here, Petrus is gehoorsaam, hy gaan sit en luister. Hy gaan sit en luister. En dan lees ons, wanneer ek en jy misluk, wanneer ons 'n mislukking in jou eie lewe ervaar het, wat is die eerste ding wat jy moet doen? Kom op 'n punt waar jy sê, Here, ek het misluk, maar nou gee ek aan U oor. Nou vra ek vir U, Here, kom vat U hierdie situasie en beheer U hierdie situasie verder. Want weet jy wat, Jesus kan dit baie beter doen? Hoeveel keer het ek al goed in my eie krag gedoen? Die Here weet, dan stuur dit op 'n ramp af. Hoeveel keer het jy al goed gedoen, wat jy nie die Here geken het in die saak nie? Wat jy die hele nag iets getraai het, wat jy baie in jou lewe gemisluk het, tot daai dag, wanneer die Here aan jou verskyn, en jy sê, Here, ek het misluk, maar op U woord. Op U woord, Here, sal ek hierdie nette laat sak. En dan lees ons in vers 3. Toe klim in een van die skuite wat aan Simon Petrus behoort het, en vra my entjie van die land af weg te vaar. Weet julle, Here vra nie toestemming nie. As die Here jou lewe oorneem, weet jy, partykeer moet hy jou dwing. Partykeer moet jy jou 'n bietjie uit die comfort zone uitvat, om vir jou te sê, weet jy my kind, as ek jou nou gaan los, Petrus, as ek jou nou los, laat die vlees nou oorneem, sou jy, wat sê jou natuur gesê het? Jou natuur sou gesê het, kom ek gaan slaap, ek is nou moeg, Here, ek sal vanaand weer probeer. Maar die Here verskyn op die toneel, en die Here sê vir Petrus, vaar 'n bietjie in. Weet jy, partykeer om ietjie in te vaar, om moeg te wees, om alles in jouself te geprobeer het, en jy kan nie meer nie, om dan by God te hoor, vaar 'n bietjie in, gaan jou iets kos. Dit gaan jou dalk iets kos, dit gaan jou dalk uit jou comfort zone uitvat, maar dis wat die Here van ons wil hê. En wat doen Petrus? Hy gee oor. Hy sê, dis reg, Here, en hy vaar so 'n bietjie in. En dan lees ons in Markus 4 vers 35 tot 41. Die disippels van Jesus is saam met hom in die bootjie. En daar kom 'n groot storm op. En hierdie storm wil hierdie boot omslaan, en hulle raak benoud, en hulle raak bang, en dan lees ons in vers 38, en hulle het hom wakker gemaak, en vir hom gesê, Meester, gee nie omdat ons vergaan nie. En hy het opgestaan, en die wind bestraf, en vir die see gesê, swyg, wees stil, en die wind het gaan lê, en daar het 'n groot stilte gekom. Weet jy, partykeer vra ons vir die Here, Here, gee nie om, dat ek 'n mislukking is nie. Here, gee nie omdat ek vergaan nie. Here, kan U nie hierdie storms in my lewe sien nie. Maar weet jy wat vra die Here van my en jou? Wees gehoorsaam. Gee ag op sy woord. En Petrus, toe hy in hierdie geval ook, toe sê die disippels, Here, ons gee nie omdat ons vergaan nie. En wat doen die Here? Hy staan op.
Hy bestraf daai storm en die wind het gaan lê en die see het kalm geword. Weet jy, as jy wil hê die storm in jou eie lewe moet bietjie stil word, vra die Here, Here, gee my 'n woord. Here, gee my net 'n woord, dat ek ag gee op u woord. En wanneer God vir jou 'n woord gee, luister na sy woord, reageer op sy woord. Onthou wat ek verlede week gesê het, wat sê Matteus 7 vers 24? Elkeen wat hierdie woorde van my hoor en dit doen. Baie keer hoor ons die woord, maar weet julle wat? Ons het mos so 'n eie ek in my. Dan dink ons, Here, ek gaan dit nie nou doen nie. Here, ek dink nie dit kan u wees nie. Ek dink nie dit is van u af nie. En dan stel ons uit. En weet jy, Petrus het nie daai oggend uitgestel nie. Hy het gesê, Here, al is ek moeg. Ek doen net wat u sê. Ek gaan net doen wat u sê. Filippense 4 vers 13 sê, ek is tot alles in staat deur Christus wat vir my die krag gee. Weet jy die feit dat jy vanoggend in hierdie gebou is? God het met jou 'n afspraak gehad. Hy het vir jou die krag gegee om vanoggend hier in te kom. Hy het jou laat opstaan vanoggend. Hy wil vir jou sê, my kind, ek het nie moed opgegee met jou nie. Al voel jy, Here, ek is 'n mislukking. God wil vir jou vanoggend sê, jy's nie 'n mislukking nie. Wag net tot die Here verskyn op die toneel. Nooi hom in jou bootjie in. Sê, Here, ek vra u vanoggend opnuut, kom klim saam met my in hierdie bootjie, want Here, u gaan vir my wys. Ons ken ons die verhaal van die Titanic. Daai ouens het nie geweet waar is die ysberge onder die see nie. Toe hulle skielik hulle self kry, toe hulle op die ysberg, want hulle het nie die Here ingenooi nie. Hoeveel keer ek en jy nooi ons nie die Here saam met ons nie. Maar dankie Here, hy sê vir Petrus, vanoggend, gisterand was jy miskien alleen. Gisterand het jy dit dalk alleen gedoen, maar vanoggend gaan ek saam met jou in daai bootjie klim. Moenie probeer as die Here saam in jou bootjie klim om hom uit te laat nie. Jy het mos al gehoor van die klomp kinders wat die dogter kom die aand en sy sê, ma, ons gaan 'n bietjie uit vanaand en die volgende ook stop haar motor en hulle druk hoeter en die ma hardloop uit en die kind klim in die kar en die ma sê vir die kinders, asseblief, nooi net die Here saam met julle in die kar. En die kinders sê, ma, kan jy nie sien nie, hierdie kar is vol. Hier's nie plek vir die Here in hierdie kar nie. En 'n uur later kry die ma 'n boodskap. Sê hulle, mevrou, daar was 'n tragiese ongeluk. Al die kinders, en hulle sê toe, maar is nie plek in hierdie kar nie. Maar as die Here wil saamry, kan hy maar in die boot klim. En die ma sê, my kind, asseblief vra die Here. En hulle kry die tragiese nuus en sê, weet julle wat? Daar's 'n onverklaarbare ding. Al hierdie kinders het gesterf in hierdie ongeluk. Maar die snaakste van alles was, daar was 'n hele 5 dosyn eiers agter in die boot. Die kar het gerol, hy's afgeskryf. Nie een van daai eiers het gebreek nie. Hulle het vir die Here gesê, as daar plek is vir hom in die boot, dan kan hy maar saam ry. Daar waar jy die Here wil hê, daar sal hy wees. Kom ek en jy sê vanoggend, Here, ons nooi saam in hierdie bootjie. Ons kan nie alleen nie. Vader, te lank het ons dit alleen probeer. Dis hoekom ons 'n mislukking is. Dis hoekom ons goed nie uitwerk nie. En dankie Here, toe Petrus die stem van die Here hoor, toe gee hy ag en hy sê, Here, as u vir my sê, u wil eers spreek. Het jy gedink as die Here eers die wonderwerk gedoen het en dan gepreek het, dan het almal daar gekom en gesê, Here, ek soek nou 'n wonderwerk in my lewe, maar die Here preek eers. Hy preek eers. Petrus gee oor. Hy hou nie aan sy boot vas nie. Ek wil jou vra vandag, as die Here vandag in jou hart kom praat, en hy vra vir jou, laat los. Laat los dit wat jou vashou. Wil ek jou vra volgende, wat's dit wat jou bind? Wat's dit wat maak dat jy nie in oorwinning kan lewe nie? Wat's dit wat maak dat jy nie 'n volle lewe kan leef nie? Dat jy sê, Here, ek is 'n mislukking. Jy's nie 'n mislukking nie. Sê vir jou langs jou, jy's nie 'n mislukking nie. Sê vir jou langs jou, ek is 'n oorwinnaar. Ek is 'n wenner. Jy is 'n wenner. God het jou 'n wenner gemaak. Maar vra jouself, Here, wat bind my? Wat is dit wat maak dat ek nie 'n lewe van oorvloed kan lewe nie? Wat is dit wat maak wat my vashou dat ek nie daai oorwinning kan behaal nie? En dan lees ons. Is dit miskien hoogmoed? Is dit bitterheid? Is dit onvergewensgesindheid? Is dit vrees? Is dit die verlede? Is dit omdat jy afgekraak was in jou verlede? Is dit miskien omdat jy die swart skaapie in die familie was, omdat niemand aan jou aandag gegee het? Jy het nie nodig om so te voel nie. Want Jesus het alles kom verander. Ons het nie verniet vanoggend sy liggaam en sy bloed gebruik nie. Ons het nie vanoggend dit verniet gedoen nie. Lukas 14 vers 33 sê, so kan dan ook niemand van julle, wat nie afsien van al sy besittings, my disipel wees nie. Vra jouself vandag, Here, wat staan tussen my en u?
Is dit dalk my hoogmoed? Is dit dalk omdat ek liefdeloos is? Is dit dalk omdat ek nie genoeg Bybel lees nie, skep ek jy af, ek bid dalk te min, Here, ek kom nie genoeg by U uit nie, Vader, ek sit my oë meer op die wêreld, meer op die omstandighede, as ek my oë op God sit. As jy oë van die Here afhaal, wat gaan gebeur? Jy gaan dit nie maak nie, God wil jou herstel. Hy sê, so kan ook niemand van julle, wat nie afsien van sy besittings, my disipel wees nie. Vra die Here, wat besit my? Dit hoef nie altyd geld te wees nie. Dit kan net die eie ek wees. Dit kan dalk net wees omdat jy nie bereid is om nederig te wees nie. Jy ken ons party mense. Hy kan nooit om verskoning vra nie. Ken julle sulke mense? Hy is altyd die victim. Party mense bly net die victim. Hy kan nie sien almal om my is verkeerd en net ek is reg nie. Jy kry mos sulke mense. Dis 'n gees van hoogmoed. As jy nie kan sê ek's jammer nie, het ek vir jou baie slegte nuus, dan weet jy nie wat nederigheid is nie. Hoor wat sê hy, in Lukas 5 vers 5, Meester, ons het die hele nag deur hard gewerk en niks gevang nie, maar op die woord sal ek die net laat sak. Vra die Here vanoggend, Here, gee vir my 'n vars woord. Gee vir my 'n nuwe woord nou in my situasie. Dit waardeur ek nou gaan, Vader, ek vra U, help my. Help my dat ek hoor wat U nou vir my wil sê, dat ek kan ophou, dat ek kan stop om op hierdie doodlooppaaie te fokus en dat ek bietjie kan sien wat se pad wys U vir my. Wat se kant wil U hê moet ek gaan? Johannes 8 vers 31 sê, en Jesus sê vir die Jode wat in hom geglo het, as julle in my woord bly, is julle waarlik my disippels. Weet jy hoe lyk 'n disipel? Hy hoor die woord, hy volg die woord. Met ander woorde, hy bly in die woord. Hoe weet jy of iemand in die woord bly? Hoe weet jy dit? Kyk na sy vrug. Die Bybel sê, meet dit aan iemand se vrug. Jy kan nie sê, Here, ek glo in iemand. Gisteraand bel iemand my, en die Here weet. Terwyl hy met my praat, vloek hy verskriklik. En terwyl hy vloek, dan sê hy vir my, jammer pastoor. Ek sê vir my, jy is nie jammer nie, want jy hou aan vloek. Jy hou aan vloek. Hoe weet jy of daar vrug in iemand se lewe is? Kyk na sy vrug. Kyk hoe lyk daai vrug. Is daar 'n vrug in jou lewe? Kan jy sê, Here, my lewe trek mense na God toe, of my lewe vat mense van God af? Dis baie maklik, gaan kyk na iemand se vrug. Hoor 'n bietjie wat kom uit die mond uit. Die Here weet. Partykeer as jy na mense se woorde luister, dan wonder ek of die Here weet. Ek dink nie as 'n ou bid in tale en die Here kan dit verstaan, daai woorde wat daar uitkom nie. Kom ons vra die Here, Here, kyk na my vrug, hy wat in my bly. En dan lees ons Johannes 8 vers 31. En Jesus sê vir die Jode wat in hom geglo het, as julle in my woord bly, is julle waarlik my disippels. Vers 32. En julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak. Hoor jy wat sê hy? As jy in hom bly, ken jy die waarheid. Die waarheid, Jesus sê, ek is die weg, ek is die waarheid, ek is die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. En dan sê hy, as jy daai waarheid ken, dan bly jy in daai waarheid. Met ander woorde, ons bly in God se woord. Ons doen wat sy woord sê, ons volg sy woord, ons streef sy woord na. Johannes 15 vers 7 sê, as julle in my bly, en my woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil hê, en julle sal dit verkry. 'n Ware volgeling van Jesus. Doen wat hy sê. As julle in my bly, en my woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil, en julle sal dit verkry. Vra 'n bietjie die Here, Here, my deure het toegegaan. Daai deure wil nie oopgaan nie. Is dit nie dalk omdat jy nie in die Here bly nie? Omdat jy dalk te vol van jouself is, of omdat jou lewe te veel gewy is aan dit wat vir jou belangrik is. Petrus besef, Here, ek is moeg. Ek wil nou gaan slaap. Maar U sê vir my, vaar in. U koninkryk is vir my belangrik. En Petrus gaan doen wat die Here van hom vra. En kyk wat gebeur. Vers 6. En toe hulle dit gedoen het, het hulle 'n groot menigte visse uit ingesluit en hulle nette wou skeur. Wat het hulle gedoen? Die Here sê vir hulle, die Here is nie die visser nie. Petrus is die visser, Petrus is gekwalify, dis sy werk wat hy doen. Hier kom Jesus, ek wonder wat het hy van Jesus geweet? Hy moes iets van Jesus gewees het. Hy sê, Here, maar op U woord sal ons die nette laat sak, op U woord sal ons dieper invaar, op U woord sal ons dit doen. En toe hulle dit gedoen het, toe hulle gehoor het wat God sê, kyk wat gebeur.
en hulle nette wou skeer. Daarop wink hulle vir hulle maats in die ander skei om hulle te kom help. En hulle het gekom en albei die skei te vol gemaak, sodat hulle amper gesink het. Weet jy hoe wonderlik is dit? Petrus is gehoorsaam, maar sy gehoorsaamheid word ook 'n seën vir sy maatjies. Partykeer is jou gehoorsaamheid 'n seën vir 'n ander ou. As die Here vir jou sê, tel daai ou langs die pad op, en jy doen dit, dan is jy gehoorsaam. As die Here vir jou sê, daai kar wag, wat jy nooit wil geld vir gee nie, maar vanoggend sê die Here vir jou, gee vir hom, is jy gehoorsaam, want dit wat jy vir hom gee, sy familie by die huis het dalk nie kos nie, of 'n ou loop langs die pad, en die Here sê vir jou, gee vir hom 'n stukkie brood. Dit word dalk die brood wat hy vir sy familie kan gee. Hier was Petrus gehoorsaam. Hy doen dit, hy sê, okay Here, op u woord sal ek ingaan, en ek sal die vis gaan vang, en daai bote word vol. Dink as jou boot vol word. En hier gebeur die grootste wonderwerk. Toe Petrus hulle op die kant kom, of voor hulle nog op die boot is, en hulle vang al hierdie visse, wat sê die Here vir Petrus? Hy sê, Petrus, jy sal vissers van mense word. En Petrus doen dit, maar kom ons kyk eers. Lukas 5 vers 8, en toe Simon Petrus dit sien, val hy neer aan die knieë van Jesus en sê, gaan weg van my Here, want ek is 'n sondige mens. Wanneer die Here jou seën, wanneer dit met jou goed gaan, wie kry die eer daarvoor? Kry die Here die eer, of sê jy, kyk wat kan ek doen, kyk hoe wonderlik is ek, kyk hierdie medaljes wat ek gewen het, kyk hoe goed gaan dit in my besigheid, kyk hoe goed gaan dit met my, of kan jy sê, Here, dankie. Dankie, Petrus is nederig. Hy is so nederig dat hy voel hy wil sterf. Hy sê, Here, wat is ek? Hoekom verdien ek? Ek verdien nie hierdie goed nie, Here. Dit kan nie wees nie. En hy's nederig. Die Here vra van jou, wanneer hy jou seën, bly nederig. Sê, Here, ek gaan nederig bly. Jakobus 4 vers 6 sê, maar hy gee groter genade. Daarom sê hy, God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genadig. Weet jy, as jy genade kan gee, sê die Bybel, sal die Here vir jou genade kan gee. As jy nederig is, kan God jou optel. Maak nie saak wat in jou lewe verkeerd geloop het nie. Die eerste stap begin by nederigheid. Nederigheid beteken, Vader, ek is afhanklik van U. Here, ek vertrou U vir my wonderwerk. Ek vertrou U vir my deurbraak. En as daai deurbraak kom, dan sê jy, dankie Here. Dis hoekom ons getuig Sondag. Roep my aan in die dag van benoudheid. Ek sal jou uitred en jy moet my eer. Om die Here te eer, gee jy aan hom al die krediet. Lukas 5 vers 10 sê, moenie vrees nie. Van nou af sal julle mense vang. En nadat hulle die skei aan land gebring het, het hulle alles verlaat en hom gevolg. Hier val Petrus aan die voete en hy sê, Here, ek is dit nie waardig nie. U is net te goed vir my. En die Here sê, Petrus, moenie vrees nie. Ek wil jou vra vanoggend, wat is dit wat jy vrees? Daai vrees wat jy vanoggend in jou binneste het, al vrees wat ek en jy moet hê, is die vrees vir God. Ons hoef vir niks anders te vrees nie. Vrees bind jou, vrees hou jou vas, vrees maak dat jy nie uit die gat uit kan kom nie, vrees maak dat jy 'n mislukking voel, dat jy voel, Here, ek gaan dit niks bereik nie. Maar wat sê die Here toe vir Petrus? Kyk wat gebeur by laaste ene. En nadat hulle die skei aan die land gebring het, het hulle hom alles verlaat en hom gevolg. Dink 'n bietjie, jou baas roep jou in. En hy sê vir jou, hoorie boetie, hoorie sussie, ek het nou gesien hoe hard jy werk. En ek het nou besluit, ek gaan jou salaris 3 keer maak wat dit nou is, en ek gaan vir jou aandele in die maatskappy gee, en ek gaan vir jou al hierdie goed gee, en alles is op die tafel, of jy het 'n besigheid, en skielik, kry jy die grootste kontrak van jou hele lewe, jy maak waar jy nog nooit dit gedoen het nie, maak jy in een oomblik, hey! Sies, is die Here se kerk, jy moet heilig word, en skielik kry jy die grootste kontrak van jou lewe, jy maak miljoene, en as jy al hierdie miljoene gemaak het, en nou sit jy al hier in jou kop, ek gaan nou vir my 'n mooi huis koop, en ek gaan dit doen, en my skuld klaar betaal, en wat alles jy nou besluit, en die Here sê vir jou, hoor hierso, ek het jou nou geseën, maar los alles, en volg my. Ek dink die Here het in die begin Petrus getoets, om te kyk, Petrus, jy's moeg, jy wil nie nou vir my werk nie, maar kom ons kyk of jy bereid is, en Petrus was bereid, en toe seën die Here om met die beste visvang van sy lewe, dink dat jy kom hier op die kaai aan, en die Here sê vir jou, terwyl jy op die land kom, los alles,
Ek dink daai vriende van Petrus het gejubel en gejuig. Ek dink daai ander vissermanne wat die aand niks gevang het nie, het gesê, "Ou Petrus, weet jy wat, ek was al die jare vir jou goed, gee maar 'n paar visse hierdie kant toe." Ek dink daar het al die wonderwerk gebeur. As jy gedink het die 2 visse het baie geword, ek dink daai het net so baie geword. En Petrus los alles. En wat doen hy? Hy volg die Here. Ek wil jou vra vandag, wat is daar wat jy in jou lewe moet los? Wat tussen jou en God staan? Wat is daar wat maak dat jy 'n mislukking voel? Dat jy voel, Here, dit voel of ek dit net nie maak nie. Here, dit voel of ek net so eentjie gaan en dan val ek weer terug. Here, dan voel dit of ek net so ietsie bereik en dan kan ek dit nie maak nie. Dan voel dit vir my, Here, dinge werk nie mooi uit nie. Ek wil jou vra vanoggend, vra die Here, Here, wys vir my, wat moet ek in my lewe verander? Wat is dit wat my terughou? Kan ek soos 'n Petrus sê, Here, ek los alles en ek stel U eerste. Ek sê nou nie van verkoop al jou goed nie, is glad nie wat ek sê nie. Vra net die Here, Here, wat is dit wat my terughou van 'n vol lewe? Wat is dit wat maak dat ek nie kan vorentoe gaan nie? Wat bind my? Wat hou my vas? Miskien is dit bitterheid. Jy weet, bitterheid maak jou dood. Miskien moet ek bietjie 'n reeks weer preek oor bitterheid, oor onvergewensgesindheid. Ons het al oor dit gepraat. Ons het al baie van hierdie kansel af gepraat. As jy bitter is, weet jy wat sê die Bybel? Jy droog jou gebeente uit, jy maak jou siek. Bitterheid maak jou siek, onvergewensgesindheid maak jou siek. God wil hê ons moet dit los, miskien sit jy met vrees. Die Bybel sê, hy het ons nie weer 'n gees van vreesagtigheid gegee nie. Vrees is 'n gees. Maar van krag, liefde en selfbeheersing. Sê vir die Here, Here, vandag los ek daai vrees. Vandag los ek dit wat my terughou, wat maak dat ek nie 'n lewe van oorwinning kan lewe nie. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie dat U vanoggend met ons gepraat het, Here. Dankie op U woord. Op U woord gaan ons vanoggend beweeg. Here, gee vir ons 'n nuwe woord. Gee vir ons 'n woord om ons te omarm, om ons sterk te maak, om ons krag te gee. Dankie vir die woord. Here, as daar iemand is hier vanoggend wat met iets in sy binneste stoei, wat beklei met iets in sy binneste, as daar iets is wat maak dat hulle teruggehou word, wil ek U vra vanoggend, Here, U sê, lig is my las, sag is my juk. Ons wil vanoggend daai laste aan die voete kom neerlê. Ons wil dit op U skouers kom sit, want U sal dit dra. Ons het nie nodig om dit mee te dra nie. Jesus het die straf gedra, dat ons die vrede van God kan hê. Die vloek wat op ons was, het U aan U op die kruis geneem. Daarom is ons vandag die geseëndes van die Here. As ons nie geseënd is nie, help ons. Help ons, Here, om 'n lewe van oorwinning te lewe. Seën ons as ons hier uit mekaar uitgaan. Wees U ons God van naby. Dankie dat U vanoggend dit uit ons lewe vat, wat nie daar hoort nie. U weet wat dit is, Here. Hier's mense, U praat al lank met hulle. Hulle wil nie oorgee nie. Ek vra U vandag, help hulle. Gee vir hulle krag. Klim een hulle bootjie, soos wat een Petrus se bootjie geklim het, Here. En dankie dan, as een daai bootjie geklim het, dan sê U vir ons, wat moet ons doen? En ons prys U daarvoor in Jesus naam. Amen. Kom ons staan en sing ons laaste liedjie.